Welkom by dag 11 van ons 31 Day Challenge. Soos julle kan sien, is ek reeds in my folder van my 31 Day Challenge. So ek gaan na Create toe. En ons fokus hierdie week spesifiek op video's. So ek gaan na video's toe. En nou gaan ek gaan na 'n Facebook video. Nou, julle sal hierso sien, hy is meer square, so hy is nie dieselfde grootte as 'n gewone Instagram reel of mobile video nie. Hy is spesifiek gefokus op Facebook se grootte. So as jy dink aan Facebook en jy dink as jy daardeur scroll, jy sien net 'n gedeelte gewoonlik van 'n video. So hier gaan ons nou fokus spesifiek op daai grootte van wat mense actually sien. Okay, so vir hierdie video gaan ons 'n advertensie maak en hierdie advertensie gaan ons fokus sommer om die volgende VIP klas te adverteer. As jy iets anders wil adverteer, jy kan enige advertensie maak, maar ek gaan nou myne maak vir die VIP klas. Baie belangrik, onthou om die naam in te sit, so ek gaan hierso sê dag 11. En dan gaan ek sommer net sê VIP klas advertensie. Okay, nou ons het hierdie week spesifiek gefokus op animations en hoe ons goed op verskillende tye in ons video's kan laat inkom. So hierdie video gaan basically presies alles wees wat ons nou hierdie week al gedoen het en ons gaan dit net alles bymekaar sit. So kom ons begin deur 'n lekker agtergrond te kies. Ek gaan hier gaan en ek gaan search vir 'n background. En nou sal julle onder graphics sien is daar 'n paar backgrounds, onder video's, onder foto's. Julle kan enige een gaan kies wat julle van hou. Ek dink ek gaan met hierdie enetjie. Okay, nou die volgende ding wat ons wil doen is ons wil woorde insit. So hier kan ons nou gaan na teks en ons gaan ons woorde gaan insit. So kom ons sit 'n title in wat sê VIP Masterclass. VIP Canva class, ekskuus. Canva class. Okay, so ek het nou daai. Ek gaan hom net eers daar gaan sit. Dan die volgende wat ek wil insit is miskien dalk die datum. En laat ek net gou seker maak wat die datum is van die volgende klas. Okay, die volgende klas is die 26ste Augustus 2027. Okay, volgende wil ons ook die tyd insit, so 1800 tot 1930. Okay, so daar het ek nou my opskrif, my datum en my tyd. En nou kan ons dalk ietsie bysit soos, kom ons sê, kom leer Okay, so ons gaan daai insit en dan laastens miskien dalk net die prys. R150. Wat gaan ons nou nog hier bysit? Kyk, ons sit dit net eers so. Okay. Nou kan ons gaan en net so 'n bietjie die goedjies gaan rondskuif. Dat alles mooi inpas. Hierdie een sal ek dalk bietjie so maak en sy skrif bietjie verander en dalk bietjie kleiner maak. Okay. En dan moet ons seker die nommer ook insit. Okay.
So nou dat ons al ons inligting het, moet ek die verkeerde een geskuif. En dit mooi gespasieer het. Nou kom die belangrike gedeelte waar ons basies die animations moet insit. So ek gaan en ek gaan hierdie bietjie opskuif. Hierdie wil ek obviously hê moet heel eerste verskyn, dan die tyd. Ek gaan net eers almal daartoe gaan skuif. Okay. Nou wil ons hê die video moet een vir een inkom. So ek het nou net bietjie ingezoom, net om dit bietjie groter te maak. So hierdie een gaan ek dat hy omtrent so inkom. So 0.5 sekondes. So daar doen ons weer die trappies wat ons voorheen ook gedoen het. Nou, onthou julle kan enige advertensie maak. Hierdie is nou maar sommer net my voorbeeld wat ek vir julle wys. So okay, as ons nou na die video gaan kyk, dan gaan hulle een vir een inkom. Okay, nou kan ons gaan en ons kan op hulle animations gaan sit. So ek gaan hom weer optrek. En nou, 'n baie cool ding, as jy op almal dieselfde animations wil sit, klik op die onderste een, hou shift in en klik op die boonste een, dan select jy almal van hierdie. So nou kan ek gaan en ek kan gaan sê animate, en ons kan miskien hierdie typewriter insit. Okay. Ek gaan hom op both hou. As jy Pro het, kan jy die spoed verander en die writing style kan jy ook verander. Writing style is basies woord vir woord en characters is lettertjie vir lettertjie. Okay. So nou as ons gaan kyk hoe hy lyk, gaan hy so lyk. Maar ek hou nie daarvan dat hulle moet bietjie verder uit mekaar uit wees. So ek gaan en hierdie video bietjie langer maak. So kom ons sê ons vat hom daar na 10 sekondes toe. Hierdie een wil ons obviously hê moet die hele video vol wees. So nou gaan ek gaan en ek gaan kyk waar stop hierdie een se skryfgedeelte. Okay, daar het hy nou opgehou. So hierdie een gaan ek nou skuif na daai swart lyntjie toe. Okay, so as ons nou die video kyk, dan skryf hy en dan kom die volgende gedeelte. So okay, kom ons kyk gou weer. Ek gaan hierdie net klaar bietjie aanskuif, laat dit nie so deur mekaar is nie. Okay. Okay, daar is hy klaar. So nou kan ons die tyd nader bring. Ek gaan nou by die ding skuif. Okay, so ek dink julle verstaan nou wat ek doen. Ek probeer laat hulle op dieselfde of nie op dieselfde tyd hardloop nie, so dat ek wil hê die animations moet elkeen apart hardloop. So ek stel hom nou weer dat hy die hele een vol is. Okay. Okay, daai gedeelte dink ek kan ons net so hou. Okay, so nou wanneer ek my video gaan kyk, dan lyk hy so. So met ander woorde, my trappies het ek nou bietjie meer uit mekaar uit versprei, sodat my animations nie oor mekaar hardloop nie. Ek hoop dit maak sin. So nou kan jy gaan en jy kan dalk byvoorbeeld hierdie 150 kan ons miskien dalk 'n ander animation opsit. So ek sal dalk dat hy eerder so maak of miskien dalk die brief. Ek soek eintlik half enetjie wat hom bietjie groter laat lyk. Okay, daai pop was ook cool.
Daai ene lyk vir my nice. Okay, so hom gaan ek net so 'n bietjie invat. So sien ek adjust die hele tyd my verskillende gedeeltes, basically. So kom ons speel hom nou weer van die begin af. Okay, nou lyk hy basies so. Nou jy kan gaan en dalk miskien die agtergrond verander. Ek dink die agtergrond pas nou nie regtig by hierdie nie. Maar hierdie is net om vir julle 'n voorbeeld te wys van wat ek verwag van julle om te doen. So probeer om julle animations basies op verskillende tye te laat hardloop. Soos as jy nou byvoorbeeld een vat waar hy skryf, soos wat ek nou hier gevat het, laat die volgende een eers begin wanneer hy ophou. Okay, ek hoop dit het vir julle sin gemaak en sterkte met hierdie enetjie. Ek hoop julle kom reg en ek sien julle uit om julle dan volgende keer weer te sien.